Goeiemôre en baie welkom by ons Pinkster Sondag. Ons hou Pinksterfees in die gemeente en ons kyk terug na 'n wonderlike Pinksterweek wat verby is. Ons het gekyk na die tema een as lig vir die wêreld en dis ook vandag hoe ons afsluit op Pinksterfees. Ons het ook dan intussen so 3 weekdae gebruik om na spesifieke temas hier binne te kyk en ek bied graag vir ons aan wat ons op Dinsdag aand hanteer het en dit is namens geroep tot getuies van die wêreld. Wat 'n voorreg is dit nie vir ons om dan ook hierdie Pinksterweek die naam van die Here aan te roep nie, bewus te wees van die Heilige Gees wat uitgestort is en elke dag in ons lewens betrokke is nie. Kom ons raak vir 'n oomblik stil en sê vir die Here dankie. Here God, baie dankie vir die groot voorreg om gemeente te kan wees, om een te kan wees en om eensgesind met mekaar te kan wees. Dat ons deur 'n band van u liefde aan mekaar saamgesnoer is, Here, en dat ons dan die voorreg het om Pinkster te kan vier, die uitstorting van die Heilige Gees. Seën ons saam syn, Here, ons weet u is hier teenwoordig. Amen. Ek groet julle dan in die naam van die Here Jesus Christus, hy wat opgevaar het hemel toe, hy wat weer sal kom. Ek groet julle in die naam van die Heilige Gees. Hy is uitgestort en hy leef in ons. En ek groet julle in die naam van die Vader, hy wat die heilsplan vir die wêreld gehad het en sy Gees gestuur het. Amen. Ek lees graag vir ons uit Handelinge 1 vers 4 tot 8. Terwyl hy saam met hulle geëet het, het hy hulle beveel: moenie uit Jerusalem weggaan nie, maar bly wag op die Vader se belofte wat julle van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar oor nie baie dae nie sal julle met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle bymekaar was, het hulle hom gevra: Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk van Israel weer oprig? Maar hy het hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tye en spesifieke geleenthede te ken wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle moet my getuies wees in Jerusalem en die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Wat gebeur hier terwyl Jesus vir 'n laaste keer in gesprek is met sy disippels voor sy hemelvaart? Eers 2 opdragte wat volg met 'n belofte. Moenie uit Jerusalem uit weggaan nie, bly wag op die Vader se belofte. Julle sal met die Heilige Gees gedoop word. En daarna in reaksie op die disippels se een vraag, 'n vermaaning, wat gevolg word deur nog 'n belofte en 'n opdrag. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle moet my getuies wees. Julle moet my getuies wees. Ons lees dit so in die nuwe 2020 vertaling. Die 83 vertaling sê die bekende: julle sal my getuies wees tot in die uithoeke van die wêreld. As ons regtig na die oorspronklike teks kyk van Handelinge 1, is dit duidelik, die getuies wees is 'n uitvloei van die krag van die Heilige Gees wat ontvang word. Met ander woorde, dit is minder van 'n opdrag en meer van 'n gevolg van die belofte van God. Wanneer julle die krag van die Heilige Gees ontvang, sal julle my getuies kan wees. Met ander woorde, iets om na uit te sien, iets om te verwag. Ons, wat dus geroep word tot getuies, word eerstens geroep tot 'n lewende verhouding met God, waarin die Heilige Gees, my en jou bron van krag is. Ons ontvang die Heilige Gees wanneer ons in verhouding met die Here tree. Hierdie lewende verhouding met hom is so sterk in ons lewens, dat ek en jy sal daaroor praat met ander. Ons sal nie anders kan as om te deel wat die Here in ons lewens doen nie, hoe die teenwoordigheid van die Gees ons aanraak nie, en so word ons getuies in die wêreld in. Ons moet nie getuies wees nie. Hierdie is nie 'n bevel of 'n kras opdrag van God af nie. Jesus wou natuurlik hê sy disippels moet hierdie ernstig opneem, maar hy sê eintlik, hulle sal getuies word deur hulle lewende verhouding met hom. Hy forceer hulle nie hier om hierdie opdrag uit te voer nie, eerder, hou aan wag, wees geduldig in julle wag, en ek beloof, julle sal krag ontvang wanneer die Gees oor julle kom, en dan sal julle my getuies
in die wêreld kan wees. Julle sal die wêreld aan die brand kan steek deur die verhale van ek wat lewend in julle lewens betrokke is. Is dit nie opwindend vir my en jou om te weet, ons word geroep, net soos die eerste disippels, om getuies te wees, om God se getuies te wees. Jesus self het hierdie vir sy disippels gesê, julle gaan my getuies wees. Jesus roep ons, hy kies ons, en hy gee ook vir ons die krag om dit te kan doen. Kom ek en jy leef vanuit ons verhouding, ons lewende verhouding met die Here. Kom ons wag op hom, en dan kan ons weet, ons kan vashou aan hierdie belofte. Ons sal krag ontvang, wanneer die Gees oor ons kom. En so kan ek en jy gaan getuig, die hele wêreld in. Ek lees laastens vir ons, Handelinge 1 vers 8, uit die boodskap weergawe uit. Dan gaan julle oral oor my praat, hier in Jerusalem, maar ook in die hele Judea en Samaria, ja selfs tot aan die verste uithoeke van die wêreld. Mag ons getuies van die lewende Here, Jesus Christus wees, tot aan die uithoeke van die wêreld. Mag dit lig bring vir 'n donker wêreld, en mag dit ander inspireer om hom ook te volg. Ek wil dan laastens vir ons 'n geleentheid gee om saam te bid, en ek wil net voor ons saam bid, vir ons weer eens net herinner aan hoe die krag van gebed ons lewens kan aanraak, nog meer die krag van om saam te bid. Ons vind nog 'n wonderlike voorbeeld van die krag van gesamentlike gebed in Handelinge 12. Ons lees in die eerste verse van Handelinge 12 van die totale aanslag van die bose. Koning Herodes val die jong kerk van Christus aan. Gemeentelede word gevang en mishandel. Jakobus word doodgemaak. Toe die koning sien dat die Jode hou van wat hy doen, toe laat hy Petrus ook nog in die tronk gooi. En daar tref hy die strengste veiligheidsreëls moontlik. 16 soldate pas vir Petrus op. Afgesien van die wagte voor die tronkdeur is daar nog 2 soldate saam met hom in sy sel. Hulle is met kortkettings pols aan mekaar vasgeboei. Met lidmate wat mishandel word en hulle leiers wat vermoor word en agter slot en grendel is, lyk dinge vir 'n jong gemeente baie donker. Die gemeente kon seker 'n afgevaardige na die koning toe stuur met 'n kompromie. Hulle sal stil gedra in ruil vir die vrylating van hulle leier. Maar of hulle kon 'n protesoptog organiseer en met plakate voor die tronk betoog het. Hulle kon seker ook die tronk met geweld bestorm en dit geplunder het. Maar hulle doen niks daarvan nie. Wat doen hulle? Hulle kies vir die kragtigste middel wat gelowiges kan gebruik. En ons lees daarvan in Handelinge 12 vers 5 en 12. So is hy dan in die tronk bewaak, maar die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid. Met die gedagte is hy na die huis van Maria, die moeder van Johannes, en ook Markus, wat ook Markus genoem is, waar baie gelowiges saam was om te bid. Hy sluit by medegelowiges aan waar hulle bid. En hierdie oorwinnings is vandag in ons lewens ook moontlik. Ons moet bly bid tot dieselfde God, want hy gryp in. Sonder gesamentlike gebed kan 'n gemeente nie. So kom ek en jy gebruik dan ook die geleentheid vandag om saam te bid. Kom ons weet dat as ons bid is enigiets moontlik. Kom ons bid, want ons lewe in 'n donker wêreld wat God se lig en sy krag nodig het. En kom ons bid saam dat hy die wêreld sal verander deur sy teenwoordigheid. Ek gee dan nou vir ons 'n oomblik van stil gebed en jy kan hierdie tyd gebruik om te bid vir wat jy wil. Maar mag jy in hierdie tyd onthou, jy is geroep tot sy getuie. Jy is geroep om saam te bid vir die koninkryk van God wat moet kom. Kom ons bid saam.
Here God, baie dankie dat U ons toelaat om met U te praat. Dat U vir ons gebed gee as 'n middel, as iets waaraan ons kan vashou en waarmee ons hoop kan vind. Here, dankie dat ons bekommernisse en alles wat in ons koppe aan die gang is, vir U in gebed kan gee. Here, ons bid saam vir die land, vir ons gemeente. Ons bid, Here, vir die wêreld. Mag U en U lig daarop skyn. Ons is so lief vir U. Amen. Goeienaand en baie welkom by ons tweede aand van Pinkster 2025 hier by Millersdrift Gemeente. Ons tema vanaand is toegerus deur die Heilige Gees. Ons wil baie graag in hierdie Pinkster van 2025 fokus op die werk van die Heilige Gees in ons as kinders van die Here. Gisteraand gehoor dat ons is geroep tot getuies deur die Heilige Gees. En vanaand dan toegerus deur die Heilige Gees. Ek lees daar in Johannes 13 dat Jesus die aand voor sy kruisiging, die aand wat hy die nagmaal ingestel het, vir sy disippels kom meedeel dat hy net nog 'n klein rukkie by hulle gaan wees, 'n kort tydjie en dan gaan hulle hom nie meer sien nie, dat hy na sy Vader toe gaan. En hoe ontsteld hulle was. Ek lees daar in Johannes 13 en net voor die begin van hoofstuk 14, dat Petrus eintlik baie ontsteld is en eintlik namens die res van die disippels sê, waarom kan ons nie saam gaan nie? En dat Jesus vir hom antwoord, maar waar ek gaan, kan julle nie saam gaan nie, ek gaan na my Vader toe. En dan in Johannes 14 vers 1 sien Jesus die ontsteltenis raak. Die ontsteltenis wat daar by die disippels is. En mense kan dit nogal verstaan, weet in die tyd van die Bybel was dit so, dat as 'n leermeester vir hom 'n klompie volgelinge kies, disippels kies, dan loop hulle eintlik in sy spoor, hulle leef saam met hom. Die stof wat hy trap, val eintlik op sy disippels. So hy is die een wat vir hulle lei en onderrig, help om die regte keuses te maak, help om reg te leef soos wat hy vir hulle wil leer. En so het Jesus met sy disippels gemaak. En mens kan nogal daaraan dink dat as Jesus nou vir hulle sê, ek gaan weg, dat hulle dalk kan wonder, maar hoe dan nou? Wie se disippels gaan hulle nou wees? Wie gaan hulle nou volg? Wie gaan vir hulle leer? Wie gaan vir hulle die spoor wys? Wie gaan hulle help om reg te kies? Om die regte keuses te maak? Wie gaan vir hulle help? En dan lees ek ons teksgedeelte van vanaand, Johannes 16 vanaf vers 5, waar Jesus weer vir hulle sê, nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het. En tog vra niemand van julle vir my, waar gaan u heen nie? Die mense kan eintlik die ontsteltenis hoor. Die ontsteltenis hoor, dat hulle nie vir Jesus eers vra, waar gaan hy heen nie? Hulle is so ontstel dat hy weggaan. En dan lees ek Johannes 16 vers 6, maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Dat Jesus die droefheid en die ontsteltenis in hulle raak sien, dat hulle nie weet hoe vorentoe sonder hulle leermeester nie. Dan lees ek Johannes 16 vers 7, tog sê ek vir julle die waarheid, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie, maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde en dat die reg aan my kant is en dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde want die wêreld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant want ek gaan na die Vader toe en julle sal my nie meer sien nie. Die oordeel het al gekom want die owerste van hierdie wêreld is klaar veroordeel. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Ons teksvers, ons fokusvers, is daar in vers 7. Wat ek vir julle sê is die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees nie na julle toe kom nie.
maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Weet 'n mens kan amper wonder, hoe kan dit tot die disippels se voordeel wees, dat Jesus na sy Vader toe gaan? Is dit nie vir hulle baie beter dat hy by hulle is nie? Maar hier sê Jesus self, dit is tot hulle voordeel, dat die voorspraak na hulle toe kan kom. Nou die woord voorspraak, of die naam voorspraak in die Grieks is parakleet, en dit beteken helper of trooster, versorger, die een wat vir jou lei en rig, die een wat namens jou praat, advokaat, die een wat vir jou intree. So die Here Jesus kom sê vir hulle hier, dis tot julle voordeel dat ek gaan, want dan kan die ander trooster kom. En waar lê die andersheid van hierdie trooster, van hierdie voorspraak? Daarin, dat Jesus kon net daar by 'n paar wees, net daar by hulle wees, net in daai oomblik. Hy kon nie oralste wees nie, maar na die uitstorting van die Heilige Gees, kan die voorspraak, die Heilige Gees, by elkeen wees, oral. Maak nie saak waar jy is, en wat die omstandighede is, en wat ook al in jou lewe gebeur nie, die Heilige Gees is dan by jou. Dan is God nie net, soos met Jesus se geboorte, God by ons, of God met ons nie, maar dan word hy deur die Heilige Gees eintlik God in ons, dat hy in ons woon, en dis ons tot voordeel van elke kind van die Here, tot elke gelowige, en ook tot voordeel van die disippels, vir wie Jesus hierdie boodskap gee. As ek weggaan, kan die Heilige Gees kom, en dan woon God in julle, en dit is tot julle voordeel, want dan is God altyd by julle. Dis nie so dat ek Jesus vir julle alleen gelos het en na my Vader toe is, en julle nou onversorgd is, en nie weet hoe vorentoe nie, die Heilige Gees is in julle, die ander voorspraak wat vir julle sal rig en lei en troos, en die pad vir julle wys, en vir julle help om reg te kies. Dit is tot julle voordeel dat ek gaan. Die ander trooster, wat binne in julle is, want hy sal vir julle rig. Ek lees daar in vers 17, dat hy sê, wanneer die Gees van die waarheid kom, sal hy vir julle lei in die volle waarheid. Waarna verwys hierdie volle waarheid? Ek dink in die eerste plek verwys hierdie volle waarheid daarna, dat ons die volle waarheid van onsself, die Heilige Gees, geopenbaar sal word. Dat die Heilige Gees ons sal help, om ons te sien vir wie ons regtig is. Natuurlik in die eerste plek gered, verlos, vrygespreek, versoen met God, kind van God, maar nog steeds mens. Dat die Heilige Gees vir ons sal oortuig en sal help om te glo en te verstaan, dat alles ek versoen met God, alles ek God se kind, is ek nog steeds 'n mens geneig tot sonde. Kan ek nie sonder God, het ek die Heilige Gees nodig, om vir my te rig, en te lei, en te versorg, en die pad te wys, en te help om reg te kies. Ek kan nie sonder die Heilige Gees nie. En dis die tweede voordeel, dat die Heilige Gees my sal help om myself te sien vir wie ek is, die waarheid oor myself. Want die Heilige Gees wil ons in die volle waarheid lei, ook die volle waarheid van God. Dat God die Heilige Vader, die skepper van die ganse heelal, vir ons so lief het, dat hy nie net God met ons word met Jesus se geboorte nie, maar God in ons, met die uitstorting van die Heilige Gees. En dat hy vir ons wil kom verseker, die Heilige Gees, dat ons gered is, dat ons versorg is, dat ons sy kinders is, en dat niks ooit weer tussen ons sal kom nie. Dit is die volle waarheid. Ons is verlore sondaars, gered deur die bloed, en versterk deur die Heilige Gees. Die derde troos wat die Heilige Gees, vierde troos wat die Heilige Gees vir ons wil kom gee, is dat die Heilige Gees wil ons onderrig in die waarheid. Hy wil vir ons onderrig, hy wil vir ons kom leer en kom wys wat is reg en verkeerd. Hy wil vir ons sensitief maak oor dit wat in ons lewe is wat nie hoort by 'n kind van God nie. Hy wil vir ons sensitief maak om die pad wat Jesus vir ons kom lei het en kom die spore wat hy vir ons kom lê het, die Heilige Gees ons help om daardie spoor te sien en daardie spoor te volg, sodat ons nie die pad byste raak nie, maar kan bly in die spore van geregtigheid, soos wat Dawid in Psalm 23 skrywe, dat hy sal vir ons lei in die spore van geregtigheid. Natuurlik wil die Heilige Gees vir ons ook rig in ons geestelike lewe deur ons te vul met krag. Vir ons die krag te gee om te glo wat God sê dat ons sy kinders is. Om te glo wat God vir ons sê dat ons kinders is, maar nog geneig tot die sonde en nie sonder God in ons lewe kan nie. Die krag wat ons nodig het om dit wat die Here vir ons in sy woord leer oor reg en verkeerd, om dit te gaan lewe. En dit is
wat die toerusting van die Heilige Gees in my en jou lewe is. En dit bring my by Handelinge 1 vers 8, waar daar staan, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Hierdie krag is daar die toerusting, wat die Heilige Gees vir ons kom gee. Die toerusting van, maar God het jou nie gelos nie. God is by jou, God is in jou. God noem jou sy kind, en hy is jou Vader, deur die soendood van Jesus Christus. Natuurlik dat hy vir ons wil kom herinner daaraan, dat ons maar nog steeds mense bly. En dat ons nie sonder God kan nie, en dat God vir ons baie lief het. En dat hy vir ons die pad wys deur sy woord, en die Heilige Gees sal die woord vir ons verstaanbaar maak, en vir ons help om te lewe dit wat ons hoor. En wanneer hierdie toerusting gebeur het, ek wil amper sê hierdie binnekant werk van die Heilige Gees binne in ons, dan sal ons kan uitgaan. En die tweede deel van Handelinge 1 vers 8 kan gaan lewe, om te getuig, om getuies te wees, hier in Jerusalem, in Judea, die Samaria, tot by die uithoeke van die wêreld. Ja, dat die Here vir ons dan, nadat hy vir ons toegerus het met die Heilige Gees, en die Heilige Gees kragtig aan ons werk, ons kan uitgaan, en kan gaan getuig van sy liefde, en van sy goedheid, en van sy guns. Mag die Here vir jou my help, dat ons die Heilige Gees sal toelaat in ons lewe. Ja, dis soos 'n televisiestel. Televisiestel, jy kan die beste stel onder die son hê, die beste skottel en die beste L&B, die beste netwerk, maar as hy nie ingeprop is by die kragprop nie, en aangeskakel is nie, dan help dit niks, sal daar geen beeld en geen klank kom nie. En dis die werk van die Heilige Gees. Die krag kom ons van buitekant af, in die televisiestel in. Heilige Gees moet van buite af binne in my en jou inkom, sodat die beeld van God sigbaar kan word in my en jou. Sodat God se stem, wat roep na verlore sondaars, hoorbaar kan word in hierdie wêreld. Ja, mag die Heilige Gees so in my en jou werk, dat ons God se beeld en die klank van God se liefde sal gaan uitdra tot in die uithoeke van die wêreld. Mag die Here vir ons daartoe help. Amen. Ons gaan geleentheid gee vir gebed. Julle kan die klip dalk maar hier 'n bietjie poseer en stil word in gebed voor die Here of hardop bid, as julle die vrymoedigheid het. Ek sluit dan vir ons met 'n gebed af. Hemelse Vader, ons wil kom dankie sê vir Pinkster 2025. Dankie dat U deur Pinkster weer nuwe lewe, nuwe vuur in ons geestelike lewe wil kom inblaas. Dankie dat die Heilige Gees volkome, volmaak uitgestort is, en dat die Heilige Gees graag in ons wil kom woon, en deur ons wil kom werk. Ek wil bid dat U, Heilige Gees, U toerustingswerk in ons lewe sal doen. Dat U vir ons sal kom verseker van ons kindskap, dat God nie ver is, en dat God in ons is en by ons is. En dat ons nog steeds mens bly, maar die krag van die Heilige Gees in ons is, wat ons sal help om nie soos 'n mens sal wees wat uit sy eie uitleef nie, maar gedryf deur die krag van die Heilige Gees sal praat en leef en werk en doen. Dankie dat ons kan weet dat U vir ons lief het, en dat ons nooit weer van U geskei sal word, en nooit weer ver van U af sal wees, want U is binne in ons deur die Heilige Gees. Nou kom Heilige Gees, en rus vir ons toe, vir ons roeping, tot getuies in hierdie wêreld. Dankie dat ons dit kan bid met die sekerheid dat U dit sal doen en wil doen. En ons bid dit graag in die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Goeiedag gemeente, dit is vir my 'n groot voorreg om saam in die Pinksterreeks ook 'n boodskap met julle te deel van ons Pinkstertema as lig vir die nasies. Dominee Sumi het met ons gedeel oor hoe ons geroep is tot getuies, en Dominee Niels het verder vertel oor hoe ons toegerus is deur die Gees, deur die Heilige Gees vir hierdie roeping. Ons lees verder in Handelinge 13 oor die eerste sendingsreis van Barnabas en Saulus, oftewel Paulus, wie deur die Heilige Gees gestuur is op hierdie reis van die goeie nuus deel. Hulle het oral waar hulle gaan met verskeie groepe mense, Jode en godsdienstige leiers gepraat. Daar was Jode wat jaloers geraak het op die groot skare wat Paulus en Barnabas getrek het, en hulle begin teenstaan. Ons sien dieselfde gebeur vroeër in die evangelies, in die lewe van ons verlosser Jesus. Hy het baie meer as net die Jode ontstel deur sy predikings, maar net so het hy groot skare mense gelok,
soos hy hulle geestelike honger begin vul het met die woord van God, met die woord van sy Vader en ons Vader in die hemel. In Matteus 5 begin ons daarvan lees met die bergpredikasie of die bergrede, waar Jesus met ons deel oor hoe ons sout vir die aarde en lig vir die wêreld is. 'n Lig wat nie weggesteek word nie, maar voor die mense skyn, sodat hulle ons Vader wat in die hemele is, kan verheerlik. Dit is nie 'n lig vir ons eie beswil nie, en ook nie 'n lig vir ons eie reis nie, want daarvoor is Jesus ons lig. Maar deur hom is ons 'n lig vir ander om hulle na ons Here toe te lei, sodat hulle weer gevul kan word met Jesus se lig, wat ewigheidswaarde dra, sodat hulle weer kan intree in 'n lewende verhouding met hom, sodat hulle verlos kan word, sodat hulle gered kan word. En dit is wat die lig vir ander kan beteken, en dit is waarvoor die Here ons roep vandag. Ek vat julle terug na Paulus en Barnabas, wat teengestaan word en belaster word as gevolg van die dinge wat hulle deel, as gevolg van hierdie goeie nuus wat hulle deel, deur die Jode wat jaloers geraak het op die skare mense wat hulle aangelok het. Ek lees dan graag vir julle uit Handelinge uit hoofstuk 13 vanaf vers 44. Die volgende Sabbat het byna die hele stad byeengekom om die woord van die Here te hoor. Toe die Jode die skare sien, is hulle vervul met naaiwer en het hulle dit wat Paulus gesê het teengestaan en belaster. Maar Paulus en Barnabas het prontuit vir hulle gesê, die woord van God moet eers aan julle verkondig word, maar aangesien julle dit verwerp en julle self nie die ewige lewe werd ag nie, kyk nou wend ons tot die heidene nasies. En dan vers 47 wat die volgende sê, want so het die Here dit aan ons opgedra. Ek het jou aangewys as lig vir die nasies, sodat jy verlossing kan bring tot aan die uiteindes van die aarde. Die Here roep ons om te begin by die begin, daar waar jy is om lig te wees vir die mense om jou, want dit is sy lig wat verlossing kan bring. Dit is sy lig wat verlossing sal bring tot aan die uiteindes van die aarde, en hy wil jou en my gebruik. Ek het vroeër gepraat van waar ons uit Matteus uitlees, waar Jesus homself dit met ons deel, en ek wil graag die Engelse boodskapvertaling met julle deel. En dit is uit Matteus 5 vers 14 tot 16, en die Engelse boodskapvertaling sê dit so: Here's another way to put it. You are here to be light, bringing out the God colors in the world. God is not a secret to be kept. We're going public with this, as public as a city on a hill. If I make you a light bearers, you don't think I'm going to hide you under a bucket, do you? I'm putting you on a light stand. Now that I've put you here, there on a hilltop, on a light stand, shine. Keep open house. Be generous with your lives. By opening up to others, you'll prompt people to open up with God, this generous Father in heaven. Ons gaan 'n lied dan saam sing om ons tema vir Pinkster saam te vat, een as lig vir die nasies. Sing gerus saam. Love
Pasga was vir die volk Israel en vir die gesinne en die families in die tyd van die Bybel 'n baie belangrike en 'n kosbare geleentheid. Want dis waar families bymekaar gekom het en teruggedink het aan die vryspraak, die vrymaking uit Egipte land uit, dat God hulle kom red het, die spaar van die eerstegeborenes se lewens, en dan die droogvoet deur die Rietsee loop, die vry uitloop uit Egipte land uit. En so die kinders dan bymekaar gekom, hier voor son onder, en het die gesinshoof dan die familie bymekaar geroep. Het hulle 'n bietjie gevra of hulle kan onthou waaroor gaan die Pasga. En dan vir die kinders gevra so hier en daar, en dan het die familiehoof die betekenis van hierdie fees verduidelik. Dat dit gaan oor God se verlossing uit Egipte, uit die huis van slawerny uit. Dat hy vir hulle bewaar het die eersgeborenes, en dat die tekens van die brood en die wyn hulle moet herinner dat hulle slawe was, maar vrygemaak is deur God, vry van slawerny. Die bloed natuurlik, die wyn, die teken van wyn, die bloed wat teen die kusyne afgesmeer was om die eersgeborenes te red. En so het families die tyd van die Bybel en vandag nog die Pasga gevier. Die aand voor Jesus se kruisiging was hulle bymekaar, hy as familiehoof en die disipel as sy familie, en het hulle die Pasga gevier. Of ek wil eintlik sê, die disipels het gedink hulle vier die Pasga, maar Jesus het daardie aand die nagmaal ingestel. En wanneer hy die tekens gebruik, sê maar die brood is nie wat ons laat terugdink aan die ongesuurde brood voor die verlossing uit Egipte land uit nie, maar dit sal my liggaam wees wat vir julle gebreek sal word terwille van die vergifnis van julle sonde. En die wyn is nie weer die bloed in die kusyne nie, maar is sy bloed wat sal vloei tot 'n verlossing van sonde. En so het Jesus dan self die nagmaal ingestel die aand voor sy kruisiging. En daarom is die nagmaal ook vir ons ook kosbaar en ook baie belangrik, want dit kom herinner ons nie soos die volk Israel aan die vrywording van slawerny nie, maar dit herinner ons aan die verlossing van sonde. Weet dat Jesus se liggaam en sy bloed kom herinner ons daaraan, die tekens van brood en wyn, kom herinner ons daaraan dat Jesus vir ons kom verlos het van sonde, dat hy vir ons die ewige lewe eintlik kom koop het deur sy lewe. En daarom is die nagmaal 'n onthoumaaltyd, 'n terugdinkmaaltyd aan die kruisiging van Jesus, waar hy vir ons kom loskoop het van sonde en vir ons die ewige lewe kom bewerk het. Waar sy liggaam vir ons die teken is van ons verlossing van sonde en sy bloed die vergifnis van al ons ongeregtigheid. Dis 'n maaltyd waarin God ons wil kom herinner aan ons verlossing. En deur die nagmaal wil God ons natuurlik kom verseker dat julle is verlos. Daar is geen skeiding meer tussen julle en God nie. Julle is vir ewig met God versoen, sal nooit weer ver van God af wees nie. Die volle prys van sonde is betaal. Niks sal julle ooit weer van God kan skei nie. Die nagmaal is natuurlik ook 'n vreugdefees. Hoewel die tekens eintlik wys na die dood en die breek van Jesus se liggaam en die vloei van sy bloed, is dit 'n vreugdefees. Maar dit is 'n fees waarin ons die lewe ontvang. Deur hierdie dierprys van Jesus ontvang ons die lewe. En ten slotte kom roep die tekens van brood en wyn ons natuurlik op tot dankbaarheid, tot nuwe toewyding. Dan veral hier in Pinkstertyd, waar die Heilige Gees op 'n nuwe manier weer vuur wil inblaas in ons geestelike lewe. Ons wil kom laat herleef in ons kunskap. Wil die Heilige Gees ons juis by hierdie Pinksternagmaal kom oproep tot 'n lewe van getuienis, dat ons uit dankbaarheid die boodskap van verlossing die wêreld sal indra, dat ons nie net die nagmaal sal gebruik vanaand ter herdenking van ons verlossing en ons redding nie, maar dat ons hierdie boodskap sal gaan uitdra, omdat ons dankbaar is vir die verlossing wat ons ontvang het. Mag die Here regtig vir ons daartoe help in hierdie nagmaal, dat God ook sy heilige doel daarmee sal bereik, deur die tekens van die brood en die wyn. Kom ons bly net so sit, en dan doen ek vir ons 'n tafelgebed. Ewige God en Hemelse Vader, dankie vir die tekens van brood en wyn.
tekens van verlossing en versoening, tekens van hoe duur ons gekoop is en hoe duur daarvoor ons betaal is. Ja, tekens van u liefde. Die liefde wat ons so onverdiend ontvang in oorvloed en volkome. Dankie dat ons dit kan bid in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Kom, terwyl ons so bly sit, kom ons bely ons geloof in hierdie wonderlike en genadige God in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus se eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is deur die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode en opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God onse Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Die brood wat ons breek, is eintlik die teken wat ons wil herinner daaraan dat Jesus se liggaam vir my en vir jou gebreek is tot 'n volkome vergifnis van al ons sondes. Neem daarom daardie klein stukkie brood, dink daaraan en glo dat Jesus homself gegee het sodat ons die lewe kan ontvang. Die beker van danksegging met die wyn is die teken van die bloed van ons Here Jesus Christus wat gevloei het tot 'n volkome vergifnis van al ons sondes. Neem daarom hierdie klein bietjie wyn en drink dit. En dink daaraan en glo dat Jesus homself gegee het tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Ewige God en Hemelse Vader, baie dankie. Dankie dat U vir ons so lief het, dat U 'n Vader is wat vir ons omgee, 'n Vader is wat vir ons in die hart vashou. Dankie vir die nagmaal wat ons wil kom herinner daaraan dat U in ons is, deur die Heilige Gees wat uitgestort is, en dat die Heilige Gees ons opnuut wil kom toewy aan U. Dankie o Heilige Gees dat U vir ons sal leer, deur hierdie nagmaal wanneer ons weer van mekaar weggaan, dat Jesus se bloed gevloei het en sy liggaam gebreek is, sodat ons met U, ons Vader, versoen kan word en nooit weer skeiding tussen ons en U sal hê nie. Mag U gee dat ons regtig die werk van die Heilige Gees in ons lewe sal beleef, dat ons sal ervaar hoe die Heilige Gees vir ons toerus, sodat ons getuies kan gaan wees in die wêreld, getuies van die vrymaking van sonde, getuies van die lewe wat gekom het deur die opstanding van ons Here Jesus Christus. Ja, getuies sal wees van die lewe wat kom, verwerf deur Jesus Christus alleen. Dankie dat U die heilige doel ook met elkeen van ons deur hierdie Pinkster en deur hierdie nagmaal sal bereik. Ons bid dit met danksegging in die naam van Jesus. Amen. Mag die seën van die Here met elkeen van ons wees. Die seën wat sê, ek gaan voor jou uit en ek maak die pad vir jou gelyk. Die Here wat sê, maar ek is langs jou om jou te onderskraag en agter jou om jou veilig te hou. En ek is binne in jou om jou te vul met krag. Dankie dat ons die seën so kan ontvang en kan gaan leef soos kinders van die Here, toegerus deur die Heilige Gees. Amen.